Baie welkom by die getuienis. Ons kuier vandag by Jacqueline Ruth. Sy noem haarself 'n soutie omdat sy van Klerksdorp afkom. So sy vra om verskoning vir elke keer wanneer sy dalk daai Engelse woordjies gaan inbring. Maar dit is tog die getuienis wat op die ou en die saak maak, nee. Maar laat die saad vandag in julle harte geplaas word deur dit wat sy vandag met julle gaan deel. So kyk verby die Engels, kyk verby die slang en vat hierdie boodskap in julle harte in. Jacqueline, baie welkom. Baie dankie. Ek is so bly ek kan vandag met jou gesels, want jy het soveel om te kan deel met die kykers vandag. Kom ons begin net met jou kinderjare, waar jy verwerping ervaar het. Want vandag is daar soveel verwerping in mense se lewe, en dit maak 'n groot verskil. As jy verwerping ervaar het in kinderjare, en dan as jy 'n volwasse is, kan jy nie verstaan, hoekom gebeur sekere dinge met mense, hoekom kry jy siektes, wat gaan aan nie, maar 'n mens gaan nooit terug na die wortel toe wat geskied is nie. Kom vertel vir ons 'n bietjie van jou kinderjare. So ek het, my ma was 17 toe sy swanger raak met my, en sy het vinnig met my pa getrou. En toe het hulle, toe ek nog baie jonk was, maar 'n paar maande oud was, het hulle geskei. En my ma het toe weer getrou met my stiefpa, wonderlike man, baie lief vir my ma, ontsettend lief. Hy het my eintlik geleer hoe die Here, jy weet, ons kan aanneem en so ontsettend lief vir ons kan wees. En so hy het my regtig God se hart gewys. Maar omdat ek nooit my biologiese pa baie min gesien, en toe ek hom gesien het, het ek altyd gesien, hy is 'n baie spontaan, vriendelike, wonderlike mens, en 'n mens wou altyd net by hom wees, maar hy wou nie by my gewees het nie. Dit het my regtig laat dink, daar's regtig iets verkeerd met my. So my hele lewe het ek groot geword, en ek het net altyd gedink, iets is verkeerd met my. Die hele tyd. En alhoewel my pa en my ma baie liefde vir my gegee het, ons het nie altyd baie geld gehad nie. En ek weet ons het baie keer gesukkel. Ons het tot op in 'n karavaan gebly op 'n stadium. Maar hulle het altyd vir my baie liefde gegee. Hulle het baie integriteit. So hulle het my goeie values geleer. Daar's my Engelse woord wat ingekom het. En hulle het alles gedoen wat hulle moontlik vir ons kon doen. Maar daar was daai leemte. Maar ek het nooit daai liefde ervaar nie. So, en dit was nie hulle skuld nie. Dit was, ek kon nooit besef dat iemand vir my kon lief wees nie. Want as jou eie pa nie vir jou lief is nie, hoe kan iemand anders vir jou lief wees, al is dit jou ma en jou stiefpa. En hoe het jou tiener en jou jong mens lewe geaffekteer? Ek het vir elke ou wat ek in 'n verhouding was, het ek altyd eers gesê ek's lief vir jou. Ek het nie lank verhoudings gehad nie. As 'n jong meisie was dit, ek wil net liefde gehad het. Net om die woord te hoor, ek is lief vir jou. So, dis hoekom jy dit eerste aangedwing het, want jy wil graag dit terug hoor, jy wil dit terug ontvang. Ja. So jy het dit eintlik half forceer. Ja. So ek het baie keer vir jong mans gesê, toe ek nog 'n tiener was, ek's lief vir jou, en as hulle net vir my gesê het, ek's lief vir jou, is ek op 'n high, ek het euforia gehad vir 'n dag of twee, maar nooit lank gehou nie. So ek het maar baie boyfriends gehad. Ek het seker 'n week met hom uitgegaan, of 3 dae, en dan is dit nou maar verby, want ek voel nie meer daai euforia nie. En toe ek nou in hoërskool kom, toe het ek my eerste ernstige ou gehad, en daar het ek regtig liefde ervaar. En hy was regtig lief vir my, ek was regtig lief vir hom. Maar die eerste keer, toe hy 'n ander meisie soen, en ek het in die kamer ingeloop, en hy was by 'n partytjie wat hy my probeer weghou het van, en ek loop in die kamer in, toe voel dit vir my hele lewe kom tot op 'n standstil. Ek kon nie eers asemhaal nie. My hele lewe was om hom gebou. Ek het van Richards Bay af, my ouers het in Richards Bay toe getrek, toe ek in matriek is, en ek het my skoolloopbaan klaargemaak in Klerksdorp. Ek het einde van Richards Bay teruggegaan, einde van matriek teruggegaan Richards Bay toe, en teruggekom Klerksdorp toe, en my hele lewe om hom gebou. Ek het drome gehad van
'n wonderlike lewe met hom. En as ek terugkyk, weet ek hy was regtig lief vir my. Maar obviously ons ouderdom was dit nou maar baie hoe kan 'n mens sê? Was teen julle? Ja, Julle was nog baie jonk en bloedjong. so voort. En ek dink ek was baie possessive. So omdat ek so insecure was ek baie possessive geweest. So ek wou net gehad het sy aandag moes alles op my wees. As 'n ander meisie vir hom kyk, is ek Daar baie jaloesie in die verhouding en in 'n verhouding kan nie werk met jaloesie nie. Nee, glad nie. So dis eintlik 'n goeie ding dat hy jou verneek het, want die verhouding sou nie so gewerk het nie, want 'n verhouding het eerlikheid nodig en daar kan nie jaloesie in wees nie. En dis daai openheid met mekaar, daai oop om met mekaar oop te kan wees en te kan kommunikeer. En na daai verhouding het jy deur 'n aanranding gegaan. Ja, na daai verhouding was ek deur 'n aanranding en ek het voor dit het ek eers my oudste kind gehad, my buite-egtelike kind met 'n ander man. En toe so 'n paar maande daarna was ek aangerand en toe raak ek weer swanger. As gevolg van die aanranding? Ja. Okay. Want hy het jou verkrag? Ja. Ja. Okay. En daar ek dink 'n mens dink jy kan nie meer gebroke wees nie. Elke keer wat jy dink ek kan nie meer gebroke wees nie, gebeur nog iets waar ek meer gebroke was. En dit was so ek het gevoel ek was op my einde en ek kan nie nog 'n kind in die wêreld inbring nie. Ek gaan hierdie kind so seer maak want as ek na hierdie kind kyk, gaan ek die hele tyd hierdie man sien. Jy gaan herinner. En ek was so bang hierdie kind gaan 'n seun wees, want hierdie kind sou my aan hierdie man herinner. En ek het toe besluit ek gaan vir 'n abortus. En van daai dag af was dit asof ek my emosies heeltemal afgesny het. En ek het besluit that's it. Ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer voel nie. Ek kan nie meer eers reguit dink nie. Ek gaan net werk. Ek gaan suksesvol wees en ek gaan die mooiste lyk uit al die vroumense rondom my, wil ek die mooiste lyk, ek wil die mooiste huis hê. Ek gaan dit myself doen en ek gaan dit sonder 'n man doen. En dit was my besluit gewees daai dag. Hoe het jy dit ervaar toe jy deur die abortus moes gegaan het? Weet jy? Wat as jy nou vandag dit met vrouens kan deel? Hoe was jou emosie? Nam. Ek weet nie wat is die Afrikaanse woord vir nam? Jy ongevoelensloos. Ja. Heeltemal nam. Ek het uitgesny. Ek het gedink ek doen hierdie kind 'n guns dat hulle nie gebore gaan word nie. Want ek het gedink as jou pa dit kan doen, dan gaan jy in hel lewe. Want dit was die enigste ding wat ek kon dink. Ek doen 'n guns aan hierdie kind, dat ek hierdie kind nie toelaat om lewe te kry nie. Het daar ooit verwyte gekom na dit? Nee, want tot as 'n Christen, ek het baie jare daarna tot bekering gekom en ek het na die Here toe gegaan. Ek het geweet wat het ek verkeerd gedoen. Ek het my emosies begin terugkry nadat ek die Here ontmoet het. Maar ek het geweet wat ek gedoen het was verkeerd in my kop. Maar met my hart het ek nie besef is ek nog steeds bly dat ek daai besluit gemaak het nie. En eers toe ek dink omtrent my dogtertjie was omtrent 'n jaar oud, sy's nou 12. En toe sy omtrent 'n jaar oud is, toe voel ek bid, maar iets is nie reg nie. Ek bid en ek sukkel en ek stry met die Here en ek sê wat gaan aan? Ek doen niks verkeerd nie. Ek lewe met my hart oop, Here, en ek probeer my bes. En weet jy, daar kom 'n dag waar die Here vir my hy praat met my gees, maar dit was so hard dat dit amper it was as if he was really speaking the words to me. En hy sê vir my you don't have remorse. Because ontsettend jammer, ek weet nie hoe om dit in Engels te sê nie, maar hy sê vir my you don't have remorse about your abortion. En ek sit daar so want ek weet hy's reg en ek sê Here, ek het dit nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek voel dit nie.
kan jy dit vir my gee, want dit is 'n onmoontlike taak, wat jy my nou vra, om dit te voel. En, ek los dit toe met die Here, want ek weet as hy so met my praat, is dit net my werk is om te bid en hy sal antwoord, en ek moet net wag. My pastoor sê altyd, jy kan nie groot geloof hê sonder groot patience. Ja, geduld. So jy kan nie groot geloof hê sonder groot geduld nie, en ek moes geduldig op die Here wag. En ek het, en die eendag kom my pastoor van Amerika af na ons kerk toe, en hy bid vir almal vir genesing. En my rug is toe seer daai dag, en ek dog, weet jy, ek gaan vorentoe, ek voel ek moet vorentoe gaan, want ek voel die Heilige Gees op my. Dis nie iets groots nie, my rug is bietjie seer, maar ek gaan vorentoe. En ek staan daar so, en ek het my hande so op, en hy raak net so saggies aan my hande. En in daai oomblik sien ek die mooiste meisie. Daar ervaar jy ware liefde. En ek sien sy het haar hande in die kerk. Sy staan en sy prys Here, en sy's in worship, en sy staan en sy het haar hande op, en haar hart is heeltemal oorgegee aan die Here, en sy is sold out. En ek sien dit, en die Here raak my so aan, en ek huil, asof ek daai kind op daai ouderdom nou net verloor het, en ek moes deur 'n tyd van grieving gaan, tyd van grieving, ja. So, maar ek was so dankbaar dat ek dit kon voel, maar die Here het my deur 'n paadjie geloop tot genesing toe. En hy het my gewys dat elke kind is so spesiaal. So spesiaal. Dit maak nie saak hoe daai kind, jy weet, in die natural gemaak is nie. Wat saak maak is dat hy sy gees in daai kind sit. Absoluut. En elke kind is spesiaal. Ja. En Jacqueline, ten spyte van dit wat in jou lewe gebeur het jy, voordat jy nou die Here nog ontmoet het jy nog steeds daai verwerping ervaar, en jy het nog steeds die liefde gesoek, en jy het gegryp na drank, en jy het siek geword. Dink jy daai siekte, vertel vir ons 'n bietjie van die siekte, maar dink jy daai siekte was as gevolg van die wortel van verwerping wat in jou lewe plaasgevind het? Absoluut. Weet jy, tot toe, nadat ek 'n Christen geword het, en ek het op bekering gekom, het ek tot in die kerk vir daai ervaring gesoek. Ek het dit gesoek in die pastore, ek het gesoek in mense, ek het dit nog steeds gesoek in mense, nadat ek tot bekering gekom het. En ek het dit nie besef nie. En die eendag toe bid ek, en die Here sê vir my, Jacqueline, net so, Jacqueline, is ek nie genoeg nie. En weet jy, ek moes op 'n paadjie gaan, en die enigste manier, as enige iemand deur dieselfde ding gaan, die enigste manier om daar verby te kom, is om jou, to renew your mind with the word. So, jy moet die woord vat, en jy moet die verse vat, wat Jesus sê, hy is genoeg. Laat jy is spesiaal. Laat daar 'n plan is vir jou lewe, wat wonderlik is, om vir jou te help om te prosper. Nie laat jy met so sukkel nie. Dat jy hom regtig kan glo. Weet jy, hy sê, as hy na die voeltjies van die lug kyk, en na hulle kyk, hoeveel meer sal hy na jou kyk? Absoluut. En ek dink die ding is, ons moet by 'n plek kom, dat ons moet weet, dat dis nie net Jesus wat lief is vir ons nie. Maar ons moet lief wees vir onsself, om te weet, dat ons is okay, ons kan aangaan met die lewe, en ons kan dit met vreugde doen, maak nie saak wat in ons verlede is nie. Ons kan dit met liefde doen teenoor mense, tot daai wat ons verkrag het. Tot daai wat ons nooit ervaar het nie, wat gesê het, ons is nie mooi genoeg nie, ons is nie oulik genoeg nie, ons is nie, jy weet, jy het net nie die body wat ek voorsoek nie, en jy gaan niemand
ooit in jou lewe gelukkig maak nie. Jy kan net vir Jesus gelukkig maak. En die enigste manier hoe jy dit kan doen, is deur faith. Absoluut. Hierdie soutie is regtig. Maar vertel nou vir ons die ware, egte liefde wat jou lewe heel gemaak het. So, ek kan dit nie sê sonder om vir jou te vertel, voordat ek al daai besluite gemaak het om suksesvol te word nie. En ek was weer in 'n verhouding met 'n man wat 16 jaar ouer as ek was. En ons het albei baie gedrink. My hart was nie regtig in die verhouding in nie, maar jy weet, hy was 'n multimiljonair, so ons het baie geld gehad, ek het karre gehad, ek het alles gehad. Maar jy het 'n leemte gehad. ek was so leeg en ek was so hartseer. Elke dag het ek met die een gevoel wat ek altyd gehad het, is dat ek voel hartseer. Dis die een ding wat ek altyd gevoel het, elke dag van my lewe. En asof ek het so opgemors, ek kan nooit regmaak nie. Daar's niks wat ek kan doen wat nie eers God kan vir my lief wees nie. Nie eers God kan my vergewe nie. En is dit nie die leuns van die Satan nie? Absoluut. Want hy wil nie hê kinders van die Here moet weet dat Abba Vader vir ons so lief is, dat hy sy seun vir ons gestuur het om vir ons te kom vrymaak. Nou kom hy en hy plaas hierdie leuns in jou gedagte van hoe gaan God die Vader ons kan ooit lief hê? Maar hoekom het hy dan sy seun vir ons gestuur? Omdat hy vir ons juis so lief is. Ja. Weet jy, ek het my sussie kom kuier. So ek het 'n rukkie terug met haar gepraat en gesê ek gaan my testament doen. En deel van dit is sy is 'n deel van dit, maar dis nie 'n baie mooi stukkie nie en ek hoop sy sal kyk daarmee. Ek het die oulikste sussie. Sy het vir my gesê enigiets vir Jesus doen dit net sis. Maar sy het vir my kom kuier, saam met my en hierdie ex-ou wat ek saam mee was. En ek en hy het altyd baie gedrink daai aand, maar ek het so baie gedrink, maar kon net nie dronk word nie, en dit was hoe ek gekoop het, was met drank, en ek het so baie gedrink, en ek kon net nie dronk word daai aand nie, ek was so frustreerd, ek was kwaad, hey, ek wil nou dronk word, maar niks gebeur nie, en weet jy wat, ek glo dit was die Here wat my sober gehou het, want my ou het dronk geword, en my sussie gaan slaap daai aand. En sy is nog op skool. Ek dink sy was al matriekjaar of sy is op universiteit. En sy is al laaste paar jare op universiteit. En sy gaan slaap daai aand. En my ou dra om en hy sê vir my, weet jy, as ek jou sussie ontmoet het, voordat ek jou ontmoet het, sou ek eerder met haar wees. Weer verwerping. Ek kan jou nie eers verduidelik wat het met my daai aand gebeur nie. Ek was so naby om daar en dan selfmoord te pleeg. En wat my gestop het, was ek het 'n seentjie. En ek is ontsettend lief vir my kind. En ek lê op die vloer, ek sal nooit vergeet nie, daai aand het ek op 'n parketvloer gelê voor 'n fireplace. En dit was die 27ste Februarie 2000. En ek lê op daai vloer en ek huil. Ek huil so lank en so hard. Die volgende oggend toe ek opstaan van daai vloer af, is die sout van my trane is in daai parketvloer permanent. Maar ek huil so lank en so hard en ek sê, Here, as jy regtig God is, as daar 'n God is, wys my, want as jy my nie wys nie, kan ek nie aan jou glo nie. En as jy my nie wys nie, en jy kan my nie help nie, wil ek nie meer lewe nie, hel kan nie erger as hierdie lewe wees nie. Ek het regtig gevoel, ek lewe in hel. En weet jy, ek het daai aand besluit, as God my nie gaan antwoord nie, is hy nie lief vir my nie, en ek gaan die volgende oggend my kind vat, en ons het in Kwambanambi gebly op daai stadium, ek het baie rondgetrek voordat ek tot bekering gekom het, en ons het in Kwambanambi gebly en daar was baie bome, jy weet, soos forestry, waar hulle bome groei, en ons het op 'n plot gebly en ek het besluit, ek gaan my kind vat en ek gaan ons vergas, ek gaan hom laat aan die slaap raak en ek gaan ons vergas daai oggend, maar ek klim eers op die
die hoofpad en ek kom tot op 'n brug en ek het 'n partytjie met 'n kouttrok gehad. So ek is reg van 'n brug af gegooi. Sjoe. En my kind het 'n klein skraapie op sy rug gehad en my elleboog was heeltemal vergrys. Ek was in die hospitaal vir 'n hele rukkie gewees. En voordat ek wakker geword het, kom ek in die presence, Ja, die teenwoordigheid van Jesus. Wow. En weet jy, daai dag het ek gevoel, ek het altyd so vuil gevoel dat tot as ek stort in die warmste water en ek skop myself kom ek nie skoon nie. En daai dag toe ek in die Here se teenwoordigheid kom, ek kan nooit daaroor praat sonder om te huil nie. Want hy is so lief vir ons en ek wens elke liewe mens in die hele aarde kon daai liefde ervaar. Toe ek in sy teenwoordigheid kom, toe sit asof ek 'n nuwe babietjie is en ek het nog nooit gesonde nie. En ek het hom nog nie eers gevra vir vergifnis nie. En dit was die een eerste ding wat ek ervaar het. Die tweede ding wat ek ervaar het is liefde. Liefde is nie 'n emosie nie, God is liefde. Want sy liefde het in elke sel. Ek kon tot in my hare voel as hy lief vir my hare. Ek het altyd nooit vir my hare gehou nie. Ek het nooit van my neus gehou nie. Maar ek het tot in my neus en my hare, elke liewe sel kon ek voel hy is lief vir alles. Alles. Sure. En ek wou daarso, wou ek sê, weet jy wat, ek wil net met jou bly, Here, het ek vir hom gesê. En hy maak 'n gordyn oop en hy wys vir my kind en hy sê vir my, dis nog nie tyd nie. En ek kan onthou dat ek terugkom in my Jou bewussyn. my bewussyn. Dis lê ek in die hospitaal daar, so my tand is vermis, my arm is vergrys en vir die eerste keer in my lewe is ek gelukkig. Wow. Voel ek soos 'n I felt like 'n nuwe, ja, ek het soos 'n nuwe mens gevoel. Wow. Ja. Jette, so as ek so na jou luister en ons almal weet dit, maar Jesus is die lewe en hy vul en hy maak nuut en ons kan net vir hom al die eer en al die lof gee vir dit wat hy in jou lewe gedoen het, van waardeur jy gegaan het tot nou toe, het jy ervaar jy sy liefde, jy ervaar nie meer verwerping nie, jy het nie meer daai leemte nie, want jy het vir Abba Vader ontdek en jy besef wat ware liefde is by ons Abba Vader wat nie aardse liefde gee nie, maar 'n bonatuurlike liefde. Jacqueline, ons tyd is nou op en dit is so lekker om met jou te gesels, maar ek wil net vir die kykers sê, Jacqueline het 'n Facebook page wat haar boodskapies, die Here het vir haar gesê sy moet boodskapies van haar lewe en haar ervaring, sodat sy ook aan mense kan woord gee, wat sy op haar Facebook page laai. So julle is meer as welkom om te gaan luister. Sy gaan bemoedig vrouens, sy praat oor abortus, sy praat oor verwerping. Dit gaan vir julle waardevol wees. Gaan volg haar besonderhede gaan nou op die skerm verskyn. Kom met haar in kontak. Jacqueline, as vrouens jou wil kontak of enigiemand jou wil kontak, hoe kan hulle jou in die hande kry? Weet jy, hulle kan op die Facebook page Passionate Authenticity, kan hulle gaan kyk. En as hulle wil, kan hulle my op my, is dit 'n goeie idee om jou selfoonnommer uit te gee? As jy nie wil nie, e-posadres? E-posadres, my Afrikaans, passionateauthenticity@gmail.com. Great. Ja. Wat 'n motiverende woord het jy vandag vir ons? Weet jy, ek het een verse wat die Here op my hart het elke keer as ek praat. En dis Ephesians 3 verse 20. So ek hoop julle vergewe my. Ek hoop julle vergewe my dat ek in Engels dit gaan sê, maar ek sal bietjie meer op my Afrikaans moet werk, nou. Okay, so Ephesians 3 verse 20. God can do exceedingly, abundantly, above all you can ever ask, dream, think, or even imagine, according to the power that is at work on the inside of you. So om daai krag te laat werk, moet jy naby aan die Heilige Gees wees. Onthou, God sit in heavenly realms, Jesus sit aan sy regterhand, en die Heilige Gees is hier so saam met ons, om ons te comfort, om ons lief te hê, om ons te wys hoe spesiaal en uniek ons is.
ek kan nooit in my lewe sê ek is lief vir myself nie of ek hou van myself nie. Dit het 'n lang paadjie gevat, maar ek wil vir jou sê as jy in die woord kom en jy submit jouself aan die Heilige Gees en jy sê Heilige Gees, wys my hoe spesiaal is ek deur jou woord. Sal hy vir jou wys en jy sal vandag vir jouself dan kan sê ek hou van wie ek is en ek is lief vir wie ek is. En met dit kan jy die wêreld verander. Absoluut. Ja. Baie dankie Jacqueline. Ek wil nou eers vir jou 'n geskenkie gee van die getuienis van my en Pieter af. Dankie, baie dankie. Elke keer as jy daar uitdrink, dat jy sal onthou dit wat die Here vir jou gedoen het. Ja. En dat jy nooit sal ophou getuig van die goedheid van die Here nie. Baie Asseblief dankie. Jacqueline, die wêreld het nodig om te weet dat Jesus leef en hy is liefde. Ja. Baie dankie dat julle deel was van hierdie getuienis. As julle weet iemand het nodig om te weet dat Jesus is liefde, die wat deur verwerping gegaan het, deel hierdie getuienis, stuur hom aan na vriende of familie, of selfs mense wat naby aan jou is, of mense wat jy net van weet, stuur hierdie boodskap aan, sodat iemand se lewe kan verander word deur dit. Jy kan ook 'n verskil maak in die lewe. Ons gaan julle dan groet tot 'n volgende keer. Shalom.